Ek groet u weer in die lieflike naam van ons Here Jesus Christus. Nou vir u wat u weet nog nie, wat nog nie weet nie, Jesus Christus is die enigste foutlose seun van God. En hy is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van sy liggaam, wat sy gemeente is. En sy gemeente is die volheid, dis God se volheid. Die liggaam van Jesus wat sy gemeente is die volheid van God, wat alles en almal vervul. Nou weet jy wat dit beteken eenvoudig? Dat die liggaam van Jesus is God se meesterplan. Sy kerk is sy meesterplan om te voorsien in al die behoeftes van al die mense. Maar as ons kyk hoeveel behoeftes en hoeveel onbeantwoorde vrae daar is, en hoeveel frustrasies daar is, en hoeveel siekes is daar wat siek bly, en vir mense wat verslaaf is, wat verslaaf bly, swak is wat swak bly. Daar is 'n baie klein persentasie van mense wat wedergeboorte ervaar het en ontvang het, wat werklik aktief betrokke is in die werk van bediening. En dit was nooit God se plan nie. Want die Here, net soos wat die liggaam, die Bybel sê, net soos wat die liggaam baie lede het, want die kerk van Jesus Christus word vergelyk met die liggaam. En hy sê net soos wat die liggaam baie lede het, en elke lid het 'n afsonderlike werking en 'n afsonderlike funksie, so is elke wedergebore gelowige veronderstel om een van die aktiewe lidmate te wees in die liggaam van Jesus, wat betrokke is in die werk van bediening. En dan sê die Bybel iets anders. Hy sê as die een lid ly die hele liggaam. En daar is genoeg bewyse dat as die een lid sondig, in die oë van die Here het almal gesondig. Ek gaan daarby kom net nou. Maar dit is baie belangrik dat ons sal verstaan, die Here hanteer ons elkeen en elkeen is iemand by God. Daar is niemand by die Here, niemand nie, maar almal is iemand. En almal is kosbaar en almal is in God se plan en sy program. En ons moet ontdek, ons moet ons posisie ontdek en ons moet die liggaam van Jesus ontdek waarvan ons deel is. Nou, die Bybel sê op 'n plek, hy sê as die een lid ly, en ek het dit klaar gesê, as die een lid ly, dan ly die hele liggaam. En as die een lid geëer word almal geëer. Weet jy wat? En ons moet verstaan dat wie ook al doen, enige een van ons ook al doen, wat deel is van die liggaam van Jesus, beïnvloed ons almal. Hulle beïnvloed ons almal. Dit wat hulle doen, dit wat hulle sê, dit wat hulle dink, beïnvloed ons almal. Weet jy, toe ek dit ontdek het, toe ek besef dat die Here hanteer ons nie afsonderlik nie, maar hy hanteer ons as een persoon, het ek opgehou om te sê, laat die mense maar dink wat hulle wil. Laat hulle sê wat hulle wil. Laat hulle doen wat hulle wil. Toe ek dit ontdek het, sê ek, asseblief, moenie dink wat julle wil nie. Moenie sê wat julle wil nie. Moet ook nie doen wat julle wil nie. Want dit wat julle doen en sê, raak ons almal. En nou wil ek graag vandag praat oor die een vir almal beginsel. Dis 'n beginsel waarmee die Here ons almal hanteer. Kom ons kyk Johannes die 1ste hoofstuk, of Johannes die 11de hoofstuk, vanaf vers 49. En een van hulle, Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was, sê vir hulle, julle weet niks nie. En dink nie daaraan, dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe, en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daardie jaar hoëpriester was, het hy geprofeteer dat Jesus vir die volk sou sterwe. En nie alleen, luister mooi, en nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot 'n eenheid saam te voeg. Jesus Christus het gesterf, sodat onder andere, en een van die belangrikste redes
waarom hy gesterf het is, om die verstrooide kinders van God, die kinders van God, tot 'n eenheid saam te voeg. Is baie belangrik. So dis belangrik, die man van, of die hoëpriester sê, hy sê dit is beter dat een sterf vir die volk en dat die hele volk nie hoef om te kom nie. En hy het gepraat en geprofeteer oor Jesus wat vir ons sou sterf, en dan het hy gesê, dan beteken dit vir alle praktiese redes, almal het gesterf. Kom ons kyk in 2 Korintiërs, die 5de hoofstuk vers 14. Hy sê, van die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en opgewek is. Is baie belangrik, die skrif sê, as een gesterf het, het almal gesterf. Die een vir almal beginsel, is 'n lewensbelangrike beginsel, wat ons baie vinnig 'n openbaring, 'n goddelike openbaring oor nodig het. Romeine die 5de hoofstuk vers 12. Hy sê, daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Heerlikheid. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So ons moet verstaan dat die Bybel is 'n paar 100 jaar oud, die Bybel wat ons het. En dit staan met ander woorde al 'n paar 100 jaar in die Bybel, dat almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En daarom het ons 'n goddelike openbaring nodig, oor wat dit werklik beteken. Kom ons kyk weer na die Bybel. Vers 12 weer, Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar die sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom met 'n hoofletter, wat sou kom. Maar dit is by die misdaad, nie soos by die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Ek wil jy moet oplet oor hoe dit hy aanhoudend praat van een. Die vorige aanbieding wat ek gemaak het ek gewys op die liggaam, waar hy baie keer die woord een gebruik. God is baie ernstig oor die een vir almal beginsel. Ok, hy sê, en nie soos, vers 16, en nie soos deur een wat gesondig het is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad, had nie 1 miljoen goed verkeerd gegaan nie, een misdaad. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.
Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, praat hy van Jesus, baie tot regverdiges gestel word. Is lewensbelangrik dat ons al verstaan van die begin af. Hier word van Adam gepraat in die tuin van Eden toe hy gesondig het. En toe al van toe af al, het die Here met ons gewerk, dat die een persoon gesondig het almal gesondig. En ek gaan nou vir die wys, 'n ander skrif wys. Maar dis belangrik dat ons sal verstaan, dat kom ek kyk, lees gou vir die nog 'n skrifgedeelte in Hebreërs. Toe ek hierdie lees en ek hoor, omdat een gesondig het almal gesondig. En die Bybel sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Toe sê ek, Here, U moet dit verduidelik. Want ons was die een, toe die Bybel geskryf was, het nie een van ons nog eens gelewe nie. Hoe kan dit so werk? Hoe kan dit so wees? Geef my asseblief nog 'n skrifgedeelte. Okay, toe kry ek 'n skrifgedeelte in Hebreërs, die 7de hoofstuk. Hy sê vanaf vers 1, want hierdie Melchisedek, hy praat van Melchisedek, was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het. Luister mooi, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van geregtigheid en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede. Okay, nou sê hy verder, kyk onthou Abraham het vir Melchisedek tiendes betaal. Maar nou kyk hierso. Kyk wat sê die Bybel hierso. Nou, vers 7, nou word sonder enige teespraak die mindere deur die meerdere geseën. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar daar een van wie getuig word dat hy lewe. Luister mooi. En om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee. Want hy was nog in die lendene van sy vader, toe Melchisedek hom tegemoet gegaan het. Levi toe Abraham vir Melchisedek tiendes betaal, sê die Bybel, dit wat Abraham doen, word ook aan sy ongebore seun dit word ook vir hom toegewens, of dit word hom ook toegereken. Dit word hom ook toegereken. Okay, want, en hy sê, hoekom? Want hy was nog in die lendene van sy vader. Baie belangrik. Lewensbelangrik. Nou sê die skrif, baie duidelik in 1 Korintiërs, die 12de hoofstuk vers 22. Hy sê, as die een lid ly. Nou praat hy, al die tyd praat hy nog van die liggaam van Jesus Christus, en hy praat op 'n plek en hy sê die oor kan nie vir die oog sê, omdat ek nie deel is van die liggaam nie, omdat ek nie die oor is nie. Die oor kan nie vir die oog sê, omdat ek nie deel is, omdat ek nie die oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. En die hand kan nie vir die voet sê, omdat ek nie die voet is ek nie deel van die liggaam nie. En so is baie belangrik dat ons al verstaan, dat die liggaamsdele praat met mekaar. Geen liggaams, my hand kan nie praat nie, en my voet kan ook nie praat nie, ook nie my oog nie. Maar die liggaam praat, want die Bybel sê, wie is die lede van die liggaam? Party is apostels, party is profete, party is werkinge van kragte, party is genadegawes van gesondmaking, party is leraars, dis mense. Al hierdie lede van die liggaam is mense wat met mekaar praat. Okay, nou sê, is belangrik dat ons sal verstaan, dat ons is onlosmaaklik deel van mekaar, en as die een lid ly, dan ly die hele liggaam. Nou ek het by 'n vorige geleentheid, net ek moet hierdie weer noem, moet ek wys, en daar's baie lede van die liggaam, wat minder eerbaar lyk, en baie van hulle
lyk, ons weet nie eens van hulle nie. En hulle is die sogenaamde Mr. Nobodies. Wat bedoel ek daarby? Dis mense wat nie preek en profeteer nie. Dis mense wat nie werklik prominent is in bediening nie. Maar selfs hulle, dit wat hulle doen, is lewensbelangrik en dit wat hulle doen, raak ook ons almal, positief of negatief. Daarom moet ons verstaan, dat wanneer iemand tot wedergeboorte gekom het, moet ons behoort die kerk van Jesus Christus, of behoort die geestelike leierskap en vaderskap, alles in ons vermoë te doen, om te sorg, dat hulle verstaan, hulle is nou deel van die kindskap, deel van die huisgesin van God, en hulle is vir alle praktiese redes uiters gevaarlik, omdat hulle aan die huisgesin behoort, en hulle is aan die binnekant van die huis, en hulle is in die plek, of aan die binnekant van die huis waar die sleutels is, en hulle is in 'n posisie, waar hulle, in hulle onkunde en in hulle onskuld, 'n deur kan oopmaak, wat toegang verleen vir die vyand, en vir die kwaaddoener, en vir die mensemoordenaar, om almal in die hele huisgesin te benadeel. So simpel soos dit. Ok nou. Nou ek het dit vertel 'n paar keer al, maar ek wil dit weer vertel. My seun, my kleinseun, ons eerste kleinseun, Leon, hy was, vandat hy baie klein was, het hy die meeste van die tyd dit sy ouma hom opgepas, en het hy by ons die eerste paar jaar, voordat hy skool toe gegaan het, wat sy ouma hom opgepas en was hy by die huis. En natuurlik was hy die meeste van die tyd in die huis, behalwe as hy buite gaan loop het saam met my in die tuin. Maar weet jy, daardie mannetjie, toe hy 18 maande oud was, kry ek hom dat hy op 'n ding klouter en die voordeur oopsluit. Daai luitie. Sy kunskap gee hom die reg, daar sekere regte en sekere voorregte wat ons kunskap ons gee. Maar ons kunskap maak ons uiters gevaarlik. Want Jesus het gesê, waar 2 van julle op hierdie aarde saamstem oor enige saak. Hy sê nie, waar 2 van julle volwasse mense saamstem nie. Maar waar 2 van julle wat my kinders is saamstem. Alright. Daarom is dit baie belangrik dat ons die mense vinnig genoeg sal toerus met sekere Bybelwaarhede en sekere beginsels, en daarom noem ek die vak wat ek aanbied die taal van die nuwe skepsel. Daar's 'n taal wat aangeleer moet word. Want dit wat ons sê, of ons dit glo en of ons dit nie glo nie, alles wat ons sê, dood en lewe is in die mag van die tong, sê die Bybel. En elkeen, nie sommige mense nie, nie net die pastore en die predikers nie, maar elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Alright nou, is baie belangrik, dat die Here sal sorg. Hy sal sorg, dat dit wat jy sê, elke woord is saad. En die Here alleen besit die vermoë, om vir 'n saad 'n liggaam te gee. En die saad wat jy saai, is die oes wat God gaan sorg dat dit oplewer. Die saad sal die vrug oplewer wat die soort saad het ook al is. Alright nou. Nou ek het in die verlede, ek het die vorige keer gesê, het ek genoem van Achan. Hy is een van die sogenaamde nobodies. En ons weet dat Achan het gesondig. Hy was glad nie 'n prominente persoon nie. Hy was glad nie 'n geestelike leier nie. Voordat Achan gesondig het, en na dit, het ons nooit weer van hom gehoor nie. Wat my laat glo, hy is een van die sogenaamde nobodies. Nou, nadat Achan gesondig het, en van die bangoed gevat het, en weggesteek het in sy tent, het God nie meer verder saam met sy volk gegaan nie. En toe 'n baie klein landjie, hulle groot pak slag gegee het vir Israel, en Josua in die ouderlinge voor hom God neerval, en huil en vir die Here vra, het die Here vra, hoekom het die Here nie verder gehelp nie? Toe sê God
vir hom. Nie Israel het teen my gesondig nie, maar Achan het teen my gesondig. Nou is daar iets anderste. Nou moet ons verstaan, daar is baie manne en vroue wat regtig ernstig is oor God en oor die dinge van die Here, om hom te behaag. Maar selfs hulle sukkel en stoei om God se beloftes, al God se beloftes, waar te kry in hulle lewens. As gevolg van die mense, van die ander dele, of te veel ander mense, wat nie doen wat God van hulle verwag nie. Ok, kom ek noem jy 'n praktiese voorbeeld. Toe die Here die 12 verspieders gestuur het na Kanaan toe, om Kanaan te gaan verspied, weet ons dat die 10 manne het gekom en gekla en die volk gelaat huil, en uiteindelik was hulle so negatief dat God gesê het, ek sweer dat nie een van hierdie mense sal die land in besit neem wat ek voor gesweer het dat hulle het sal doen nie. Wat ek hulle beloof het terwyl ek gesweer het nie. Behalwe my knegt Caleb en Josua. En ons weet, hy sê dit ten minste 3 keer in die Bybel, waar God self sê, Josua en Caleb het my gebly volg. Daarom sal hulle die land in besit neem wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het. En die pynlike werklikheid is dit, dat daardie 2 manne die hel van die woestyn van 40 jaar moes verduur as gevolg van die ander mense wat gesondig het, al het God self getuig dat hulle hom behaag het. So ek sê vandag, daar's baie man en vrou van God, wat genuine, daar is mense wat baie ernstig is met die Here, daar's mense wat opreg lewe, maar as gevolg van die beginsel van die een vir almal, lei ons almal saam, as gevolg van die mense wat nie reg loop met die Here nie. So ek is baie ernstig oor hierdie, om te praat oor die liggaam van Jesus Christus, en hoe dat mense die moet ontdek en besef, hulle is onlosmaaklik deel van mekaar, ons is almal onlosmaaklik deel van mekaar, en ons sal moet baie vinnig ontdek, wat is God se plan eintlik met ons, sodat ons daarby kan uitkom. Ok, tot volgende keer, baie dankie.